Nou, ons is in Pinksterweek, hierdie week gaan die kortste Pinksterweek in my lewe wees, ek het nog nooit so kort dienste gehou nie. So ek vra verskoning, ek probeer self my voete vind met alles, daar's baie dinge wat gebeur by my, en ek probeer net alles insit, maar volgende jaar is Here ons spaar, so dat hardloop met 'n groot volume. Amen. Mag jy jou Bybel saam met my oop op Johannes hoofstuk 4. 14. Johannes hoofstuk 14. Ek wil hê terwyl ek oop mag, sê agter my aan, sê ek het die lewe van God in my. Ek het die liefde van God in my. Ek het die gees van God in my. Het jy geweet, sonder die Heilige Gees is daar geen lewe in jou lewe nie. Sonder God se Gees kan ons nie lewe nie. Ek wil nie sonder hom lewe nie. Hy is my alles en nog meer. Sê agter my aan, sê wat 'n gratis geskenk. En die Gees van God is nie te koop, so Simon die towenaar hom wou koop nie. O, julle werk hier saam, is net hierdie groep altyd, hier's iets anders te hierso. Amen. Maar dit gaan nou nie oor jou nie, Erlou, nou hoor. Sê vir die langs jou, sê jy het die lewe van Jesus binnekant jou. En nou op dit weg lyk. Dit is amazing wat gebeur. Sê vir een langs jou, sê wat 'n vriend het ons in Jesus. Sê vir een langs jou, sê jy's nie alleen nie. Sê die duiwel lieg lekker vir jou, omdat jy so alleen sit. Sê dis 'n teken, as jy alleen sit en deprou word. Sê Enos kan jou nie eens opwek nie. Sê Enos bring nie eens borrels of goosebumps nie. Kom aan. Sê wanneer jy alleen sit, is dit die aangenaamste geleentheid om by die voete van Jesus te sit. Want jy het die Gees van God binne jou. Sê vir my, sê vir een agter jou of langs jou, sê wat 'n belofte. Is jou Bybel oop saam met my? Johannes hoofstuk 14, kom ons lees gou deur die hele Johannes hoofstuk 14. Laat julle harte nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. Sê bietjie, word nie ontstel nie. Sit 'n glimlag op jou lippe. Trek jou wange skeef. Want God is vreugde. Kom maar, ek gaan vandag bietjie maar reguit praat. Nie dat ek nooit nie reguit praat nie, maar vandag gaan bietjie hartslag. Sê julle saam met my. Lees dit saam met my. Die woord van die Here sê in vers 2, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle wat te doen? 'n plek voor te berei. So waar is Jesus nou? Langs die Vader. Regterhand van die Vader op 'n troon, né? Hoekom, Here, hoekom sal U hierdie ongeluk op my pad stuur? Die Here het nie daar gesit en iets op jou pad gestuur nie. Hy sit op die troon, man, en hy verheerlik die Vader. Hy tree in vir jou. Ons moet 'n bietjie iets leer vandag, nee. Ons gaan nou daar kom. Vers 3 sê, en as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ek die weg ken? En Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jy gaan nie na die Here toe deur jou pastoor nie, hoor. Glo my. Prys die Here. As my vir daai kind 'n chocolate gee. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, ek is nie uit my Vader self nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. So kan ek nou hierdie vraag vra, wie doen die werke? Wanneer gaan die Heilige Gees praat? Wanneer die Vader die opdrag aan sy Gees gee. Kyk gou wat gebeur.
Glo my dat ek in die Vader in my, of anders, glo my ter wille van wat? Hoe is dit dat die wêreld nie die werke van die Heilige Gees meer kan erken nie, maar ons wil eerder die duiwels erken? Hou vast, waar is ons vers 12, nee. Ek luister 'n ding, 'n vrou sit in 'n preek, sy kom uit, en haar pastoor het die volgende woorde gesê. Hy sê, julle almal is na die beeld van God. Hoe is dit dat wanneer Jesus geloop het en 'n demoon bevel gegee het, dat die demoon submit en gehoorsaam is aan Jesus se bevele? Maar wanneer, hy's 'n demoon en hy's nie na God se beeld nie, maar wanneer Jesus jou 'n opdrag gee deur sy Gees, wil jy kompromie aangaan en jy wil nie doen die wil van die Vader nie. Hoe is dit dat die duiwels submit, maar die mens na die beeld van God submit nie? Met ander woorde, ons is disrespectful teenoor God. Hoe is dit dat die duiwels luister, maar ek en jy doen nie? Sjoe. Dis eindig gewees toe ek dit hoor. Vers 12. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in pastoor Rian glo, en die werke wat pastoor Rian doen, sal hy ook doen. Jy wil nie my werke doen nie. Jy gaan 3 uur in die oggend slaap. Die werke, wat sê die woord van die Here? Die werke wat ek doen, Jesus, sal hy ook doen, en hy sal, sê dit weer, ek het al gepreek daaroor, dis nie waaroor ek gaan preek nie, en hy sal, hoe groot is dit? En hy sal groter werke doen, omdat wie na die Vader gaan? Jesus. Daar's nou teoloë wat sal sê, Jesus het net by die disippels daar, hy het, maar as ek die woord van die Here in Handelinge gaan leer van die beloftes vir jou en my en ons nageslag, sluit dit ons in. En dan kom die woord van die Here en hy sê in vers 5:13, ekskuus. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. En as julle my iets in my naam vra, sal ek dit miskien doen. Wat is daai woordjie sal? Sê, blye versekering, Jesus is myn. Verseker, daar's 'n spreekwoord wat sê, ek weet, dat ek weet, want ek weet, hoekom? Want ek weet, wat ek hom vra, sal hy gee. Die enigste keer wanneer jy mis wat jy vra, is omdat jy jou fokus van Christus afhaal en gaan self soek en self wil vind. Matteus sê die woord van die Here in Lukas 11, Matteus sê, hy sê, as jy soek, sal jy, maar soek die wil van die Vader. En dan sê hy, as julle my lief het, ons ken hierdie gedeelte, bewaar my gebooie. Die 83 vertaling gaan nou by 'n vers kom wat sê, bewaar my opdragte. Die opdragte van die Here. Die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. Sê bietjie gees van die waarheid. So wat se gees het jy in jou? Die Heilige Gees, die gees van. Nou hoe is dit dat jy sê, die Here het my gewys ek kan dit doen, maar die gees het my nog nie oortuig nie? Die Gees sal nooit anders te sê as Jesus en die Vader nie. Buitendien, Jesus en die Heilige Gees sou nooit gespreek het as dit nie uit die Vader was nie. Alles kom uit die Vader. Hoe is dit? Het jy al gevoel, jy het iets in jou lewe gedoen, maar dit pla jou? Hoekom gaan dit jou pla? Want jy is buite die wil van die Here. Die Here gaan jou nooit vrede gee, blydskap gee, guns gee, as jy buite sy orde is nie. Die gees van die waarheid wat die wêreld nie kon ontvang nie, omdat hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Waar sal hy wees? In my.
Nie buite my nie. Ek sien ons hardloop agter profete en predikers aan om Jesus te vind. Plaas jy hardloop na jou binnekamer toe, maak jou Bybel oop en vind die Here in jou binnekamer. En dan kom die woord van die Here en hy sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Hy sê vir een langs jou, sê jy is nie 'n weeskind nie. Sê jy is 'n erfgenaam, 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus. Ek het 'n jong man geken wat in 'n weeshuis groot geword het. Dit is eintlik nie 'n jong man nie, dit is eintlik 'n oom. Sy broers en sy susters is 'n familielid. En hy vertel ons eendag sy verhaal. Dan sal hy my vertel hoe my pa en sy pa hulle altyd gaan haal het by die weeshuis om te kom kuier op die plaas. Dan hoor ek al hierdie dinge. En eendag stap hy in 'n kerk en 'n prediker kom na hom toe en hy sê vir hom, Kosie, ek wil net vir jou sê, jy's nie 'n weeskind nie. Vir jare het die duiwel vir jou gelieg. Hy sê die hand van die Here was so oor jou. Hy het jou 'n huis gegee, 'n blyplek gegee, en warm klere. Hy het steeds na jou gesorg. Hy het steeds na jou gekyk. Jy is 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus, 'n bloedgewaste kind van die Here. Jou naam is aangeteken as 'n kind van God, 'n familielid in die boek van die lewe. Hy het jou nog nooit vergeet nie. Hy het jou nog nooit verlaat nie. Jy is die een aan wie hy gedink het. Jou hand was in sy hand, sy palm van sy hand was jou naam gegraveer die dag toe hy gesterf het op die kruis. Amen. Kan ek vir 'n paar weeskinders hier binne sê, jy wat voel, waar is Jesus? Waar is die Here en die Heilige Gees? Hou vra, waar is hy? Hy is daar, maak oop jou binnekamer en gaan soek hom. Gaan soek hom. Die woord van die Here sê, ek sal julle nie agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Kom aan, sê ek kom weer na julle toe. Wie kom na julle toe? Die pastoor? Jesus Christus. Kan ons 'n hande klap vir die Here gee asseblief? En dan sê die woord van die Here vers 9, hy sê nog 'n klein tydjie. Kyk gaan na jou horlosie. Kyk na jou horlosie. Hoe lank? 'n klein tydjie, dan kom ek weer na julle toe. Hy sê, nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. En in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my en ek in julle. Wow. Onthou julle daai preek van pastoor Rolf Galvin met sy bakke? Die Gees van die Here is in my, ek is in Jesus, en ek in Jesus, en die Gees van die Here is in die Vader. Luister, die duiwel het 'n paar barriers om deur te gaan, en hy sal nooit nie. Hy gaan nie eens by die vens kom nie. So groot is die heerlikheid van God. God sy heerlikheid is soos 'n heining. Die vyand kan nie aan jou vat nie. Hy kan alles vat wat jy besit. Hy kan alles vat wat jy het, maar hy gaan nie aan jou kan vat nie. Vir 'n paar jobs hier binne wil ek net sê, as jy voel jy sit op 'n ashoop, prys die Here. As jy familie vir jou sê, vervloek die Here, dan sê jy, ek weier. My God leef steeds. Jy kan dalk op 'n ashoop sit met sere vandag. God sal hy sere wegvat, en jou ashoop het een ding. Hy sê, ek sit in as voor die Here, sak en as. Maar een ding is seker, daai hoop sê, ek het hoop. Sy naam is Jesus Christus. Kan ons net sê, prys die Here. Halleluja. Wie my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal die Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Aan wie gaan die Here hom openbaar? Aan wie? Aan die wat twee dinge gaan doen. Die gebooie bewaar, en deur dit te bewaar is die bewys dat ek Jesus lief het, en dan sal die Vader my lief hê, want hy tree in vir my voor die Vader. Maak dit sin wat ek vir jou sê vanmôre? Staan in die Bybel. En Judas, nie die Askariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat U aan ons sal openbaar en nie aan die wêreld nie? En Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord vermorsel en vertrap, en my Vader sal hom nie baie lief hê, en ons sal na hom toe kom en hom by hom 'n woningkie maak. Hoe is dit dat ons die woord van God nie bewaar nie? Ek gaan nou praat vanmôre, julle ken die vrug van die Gees, nê? As jy die vrug van die Gees het, hoe is dit dat jy deure toeslaan in iemand se gesig? Ek gaan dit vir jou oopbreek vanmôre. As jy die Gees van God in jou het, hoe is dit dat jy jou tong klap en jou rug draai op iemand?
Jy as hierdie preke gaan seermaak wat gaan kom. As jy die gees van God in jou het, hoe is dit wanneer iemand jou vloek, dat jy net wil harder vloek? Jesus antwoord en sê, as iemand my lief het, sal ek in my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom wat maak? En hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. Jy kry ons die duiwel, hy kom ons soos 'n engel van die lig. Het jy dit al gesien? Ons sê ons is kinders van die Here, maar ons praat nie so nie. Ons leef nie so nie. Jy moet ondersoek instel, wie is in jou? Toe ek Romeine 2 lees, die eerste ding wat ek besef is, Here, nou gaan mense sê, so ek kan aangaan met my sonde. Ons gaan weer aangaan met Romeine volgende week. Jy kan nie aangaan met jou sonde nie. Hoe is dit dat ons aanhou bely, maar die heeltyd oor 5 minute terugdraai na dieselfde sonde? Hy wat my nie lief het, die bewaar nie my woord nie, en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam, in wie se naam? Jesus se naam. Jy gaan sien in die woord van die Here sê, Jesus het gesê, ek sal bid tot die Vader, om die Heilige Gees vir julle te stuur. Wat het hy gedoen? Hy het gebid. Hy het gebid dat ons 'n vertrooster sal hê. Dit staan in die Bybel. Hou gou vas, ons gaan nou by al die lekker teksverse kom. En dan sê hy nou, en hy sal julle alles leer, en sal julle, herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Nou hou vas vir 'n oomblik. As die Here sê, jy mag nie jou buurman se os begeer nie. Hoe is jy dat jy sê, die Here het gesê, daai os is myne? Hoe sal die Here dubbelsinnig praat? Vrede laat ek julle na, sê bietjie vrede. My vrede, koop jy vir R10. Ek gee julle dit nie soos die wêreld gee nie, jy moet bietjie betaal, R50 vir party. En ek gee ek aan julle, en laat julle harte nie ontstel word nie, en wees nie bang nie, want jy het R50 betaal. Staan dit in jou Bybel? Die woord van die Here sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie, wat nie? Nie ontstel word. Kan ek jou Bybel buig? Kan ek? Ek gaan. Hier is iets wat gebeur. As jy die gees van God in jou hart het, hoekom raak jy so baie ontstel? Pastoor, mag ek nie afdaai nie. Hey! Lyk dit of ons almal sonder grond werk. Hulle het nou en daar afdaai. Hulle moet afgaan, onder is warm. Hoe is dit dat jy gedurig ontsteld lyk? Sonder vrede. Hoe is dit dat as iemand jou te nakom, dat jy dit teen iemand hou? Dit beteken jy het nog steeds nie vrede nie. Jy wil iets teen iemand hou, want jy wag dat die eerste spyker deur hulle pols moet slaan. Want jy wil hulle kruisig. Wie's ek en jy om iemand te kruisig? Die Here het nie gesê, tel jou eie kruis op en volg my nie. Nou wil ons ander mense kruisig, vir wat hulle aan jou gedoen het. Die woord van die Here sê, word nie ontsteld nie. Ek moes leer die laaste tyd, ek moet maar nie ontsteld word nie, distansieer jou eerder. Word nie ontsteld nie. As iets slegs met jou gebeur, hoekom lag jy nie eerder daaroor nie? Weet jy hoekom? Want die duiwel kan nie wag dat jy moet huil nie. Hy kan nie wag om jou te breek nie. Sodra hy jou knak, die woord van die Here sê, 'n geknakte riet sal hy nie breek nie. 'n dowwe lamp sal hy nooit uitblus nie. Manne, as jou vrou by jou is, dan sê jy vir haar, sê liefie,
Ons praat nie nou van jou Winston en jou Gunston nie. Sê liefie, maar nie my vlammetjie blus nie. Want waar 'n rookie is, of 'n vuurtjie is, nee, waar 'n rookie is 'n vuurtjie. Die woord van die Here, waar was ons? Wat was hy teksvers? 25. Hoekom skree julle so op my? Nie een van julle volg nie. Een sê 25, 27, 28. Het iemand gesê 32? Ok, vrede laat ek vir julle. Vers 28. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. En ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het en, dat ek die Vader lief het en doen net soos die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hiervandaan weggaan. Kan ons net 'n handeklap vir die Here gee vir 'n oomblik. Die woord van die Here sê, 2 dinge in hoofstuk 14 sal gebeur. As julle my lief het, bewaar my gebooie. Jesus sê, as ek sal die Vader bid en hy sal vir julle wat gee? 'n trooster gee om by julle waar te wees. Hy gaan woon binnekant ons. En dan sê die woord van die Here, maar weet hierdie trooster bly net vir 'n week. Kom aan, die trooster bly net vir 'n week. Sê bietjie amen. Hy doen. By party van julle. Hy bly net 'n week. Mense raak excited en gee hulle harte vir die Here, maar oor 'n week is hulle terug in die sonde. As jy die gees van God in jou het, gaan jy smag na die dinge van die gees, nie die dinge van die vlees nie. Sê bietjie eina. Luister hierso. Johannes 14 vers 17 tot 18 sê, die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en julle sal wees, en ek sal julle nie as wees agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. En toe hy dit sê vir hulle, toe verwys hy na die Heilige Gees wat hy vir ons gaan stuur. En die tweede een is die dag wanneer hy gaan kom en die trompette blaas. Jesus is op pad om sy bruid te kom haal. Matteus 7 vers 22 sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf en in u naam baie kragte gedoen nie. Hier is iets wat gebeur. Hoe weet jy die tekens van die Gees van die Here in jou? Hoe weet jy die tekens? Laat ek dit regstel. Hoe ken jy die tekens van die Heilige Gees dat jy weet hy is binnekant jou? Sit vir my asseblief Galasiërs 5 vers 22 en 23 op die Proxima. Hier is iets wat jy moet weet. Hier is iets wat jy moet weet, as jy hom vir my kan opsit. Baie mense sal sê, pastoor, ek praat nou in tale. Jy's special. Kyk, jy's nou special. Anders sal sê, pastoor, ek kan profeteer. Jy is so special. Anders sal sê, pastoor, ek het my hande sit om siekes hulle word gesond. Ek is bly vir jou. Jy is special, man. Die Here kan selfs die duiwel gebruik om vir sy kinders kos te gee. Die Here kan selfs toelaat dat sy gees deur 'n ongeredde kan werk om hom tot redding te bring. Het jy dit geweet? So gehoorsaam is die Here. Elke wese. Ek het nou net gesê, as die duiwels dan aan Jesus submit in 'n opdrag, wil jy vir my sê, hulle sal niks doen wat die Vader nie sê nie? Die hele wêreld staan in 'n awesome vrees voor God, want die wêreld weet daar is 'n God. Die wêreld weet daar is 'n Here. Hier is iets, hoe gaan ek weet? Maar die vrug van die Gees is? Sê bietjie liefde. Kyk, as iemand vir jou kwaad is, dan bly hulle vir so 'n maand van jou af weg. Of hulle kom nie kerk toe nie. Of hulle het dan nie 'n lekker gevoel met jou nie. Het jy dit al gesien? Waar is die liefde van die Here? Waar is die liefde? En dan sê die woord van die Here, jy dink omdat jy al hierdie dinge kan doen is, nou is jy kragtig. En jy wil self verhewe wees, want ons gaan praat oor die uitstorting van die Heilige Gees. Wanneer jy gawes ontvang, is jy glad nie so spesiaal nie. Jy moet nie dink omdat jy die gawes ontvang het, jy is nou spesiaal bo die ander nie.
Jy's absoluut nie special nie. Die ding wat jy ontvang het, is 'n gawe. Weet jy wat is special? Is die feit dat Jesus aan jou gedink het aan die kruis, dat jy die ewige lewe gratis kan kry. Dis special. Moenie dink omdat jy gedoop is, jy gaan hemel toe nie. Dit maak jou nie spesiaal nie. Weet jy wat maak my spesiaal? My groen oë. Nee, wat maak my spesiaal is dat ek het Jesus lief. Ek is in Jesus en in die Vader saam met Jesus in die Gees van die Here. Dis spesiaal. En ek wil hierdie vir jou gee vanmôre en ek voel in my hart. Die Here sê, ek sal aan hulle dan sê, jy gaan na die Here toe kom en sê, Here, en daardie dag sal hy vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer nie. Kyk, wanneer mense gevul is met die Heilige Gees, ek het agtergekom in die bediening, veral hier in Orendalsrus, ek moet dit eerlik sê, mense kan net nie wag dat die wonders en die tekens elke keer moet gebeur nie, want hulle hardloop agter die wonders en die tekens aan. Ek gaan dit eerlik sê vandag, en ek sê nie julle doen dit nie, maar ek het dit gesien, in my 8 jaar bediening het ek dit gesien. Ons word genooi na gemeentes toe om te gaan preek, en daag daar magdom mense op, want hulle dink, die prediker doen die wonderwerke, ek kan nie wonderwerke doen nie. Here, ek kan nie eens vir die kerk sê, hey, brand nou. Engel, bring vir my 'n vierhoutjie. Dis die wonderwerk, my vrou bring vir my 'n vierhoutjie. Mense hardloop ons agter tekens aan. Kyk, as daar 'n spesiale prediker in die dorp is, dan daag die hele wêreld op. Want die Here gebruik hom, julle kyk in die prediker vas, kom by Jesus. Amen. Ons hardloop na kerke toe om te hoor wat kan iemand vir my sê. Jy geweet dis verkeerd wat jy doen. Ek het skrif gevind hierdie week, jou hare gaan rys. Want jy wil hoor, hoekom sien mense my nie raak nie? Hoekom wil hulle nie vir my iets? Here, wanneer gaan U vir my iets sê? Jy lees mis wanneer God klaar met jou gepraat het in sy woord. Jy lees dit mis. Jy lees dit mis. Jy fokus op me and myself and I. Nie van, Lord, what do you want to say to me, I and myself? Nie, what do I want from me, myself and I and I and I and I nie. Dan gaan die Here vir julle sê, jy gaan sê, Here, ek het duiwels uitgedrywe. Here, in U naam het ek baie kragte gedoen. Wie van julle wil wonders en tekens laat gebeur deur julle? Steek op jou hand. Ek het gehoop, die hele kerk steek dit op. Regtig, wat gaan aan met julle? Wie wil wonders en tekens sê moet deur jou gebeur? Kan julle almal vir my net asseblief opstaan vir 'n oomblik asseblief? Staan gou vir my op. Prys die Here. Ons is nou op Sunday morning gym. Hier is nie Virgin Active nie. Strek gou so 'n oomblik, maak so. Knak jou rug, jou kop asseblief, net nie iemand se kop stamp nie. Kan asseblief. Ek weet nie van julle, maar ek kan my tone raak. Right, as jy dit kan doen, doen dit net, stap 'n bietjie af. Raak jou tone, prys die Here. Nou kan julle sit. Ek hoop julle is wakker. Kom ons gee lekker aan 'n klap vir die Here. Here, ek het duiwels uitgedrywe in U naam het ek baie kragte gedoen. Baie kragte. En dan sal ek aan julle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Dit sê vir my, dat Here kan enige iemand gebruik om sy werk te doen. En dan raak mense, want in wie se naam, ek het julle die lering gegee, in wie se naam kan siekes gesond word? Die naam van die Here. En dan dink jy nou, dit was jy gewees, want jy het 'n spesiale gebedjie gegee. Jy het niemand genees nie. Jy het absoluut niemand genees nie. Johannes 16 vers 7 tot 13 sê, dit is voordelig dat ek weggaan. Sê bietjie voordelig. Want ons soek mos die fisiese, ons wil aan hom vat, ons wil hom sien, ons wil hom druk en sê, sy blou oë, kyk en sê, hy het nie blou oë nie. Openbaring sê, sy oë is soos 4 vlamme. So, hierdie wat iemand sê, jy's 'n blou oog van die Here. Jy lieg. Jy kan nie dit sê nie. God is nie 'n aanneming van persoon nie. Jy is nie die enigste een wat die appel van sy oog genoem was Dawid. Hy was die appel van die oog genoem. Ek is dalk net die skilletjie van die appel, jy weet. Ek is nou maar Dawid het iets kosbaars voor die Here gedoen. Iets wonderliks. En ek wil hierdie met jou deel. Hy sê, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur.
En dan sê die Bybel in vers 8, die wêreld te oortuig van sonde, dis wat hy gaan kom doen. Hoekom het ons die Heilige Gees as uitstorting gekry? Daar's twee redes. Julle dink is net om wondertekens en allerhande goedjies te gaan doen. Dis die grootste fout wat kinders van die Here maak is, Here, vul my, laat ek al hierdie, hy gaan jou met alles vul, glo jy my. Jy gaan baie dinge van die Here kan doen, maar een ding kan ons nie doen nie. Ons kan nie die volheid hanteer soos wat Jesus het hanteer het op een slag nie. Ons is nie gemaak vir dit nie. Ons is mense vlees, jou liggaam gaan breek. Jy gaan nie kan staande bly in daai groot almagtige krag van die Gees van God nie. Niemand kan nie. Niemand kan nie. Absoluut niemand nie. Ek gaan hierdie in liefde sê, en ek sê, daar's baie wat gaan kyk. Kerke raak 'n bietjie stil. Kerke glo nie meer nie. Ons wil die Heilige Gees vergelyk met die werke van die duister. En ek het 'n hoofstuk, en ek gaan hierdie week kom preek daaroor, en ek nooi julle om asseblief kerk toe te kom. Ons is net tot Woensdag hierdie week. Moenie dit mis nie. Mense kom in Johannes en dan sê vir die Here, Here, maar daai ene bid vir mense, of daai een doop iemand in U naam, of daar 'n wonder of 'n teken gebeur, dan sê die Here, as hulle vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons wil weet, hoekom mense hardloop weg wanneer die Gees van die Here plaasvind. Ons is besig om kerk te hou, mooi geboue, al hierdie mooi dinge te doen, maar die Gees van die Here se mooi werk is nie meer in die kerk nie. Kan ek iets eerlik sê vanmôre? Dit het gebeur hierdie week. Een vrou sê vir my, sê dit makliker pastoor, is net vir my makliker, die tyd man, die tyd is maar vir my bietjie moeilik. Dis my kinders kan nie so lank stil sit nie. Ek sê prys die Here dat jou kinders nog nooit stil gesit nie. 'n kind wat stil sit, daar's fout. 'n kind wat stil sit, daar's fout. Mag almal van julle kinders so besig wees vir die Here dat hulle nooit kan stil sit nie. Ek soek nie 'n stil kind nie. Ek sal dink daar's fout. Eerste ou wat ek gaan sien is, kyk hy kind se tande, is al fout. Kan julle net vir my kyk hier, agter het daai klein brein 'n switch, ons net aanskakel. Ons wil nie kerk toe gaan nie, ons wil nie meer worship nie, ons wil nie meer prys nie. Dit het moeite geword vir mense om hulle hande op te steek. Dit het moeite geword vir mense. Kyk, is maklik om te skinder. Kyk. Daai sterk spierwerk. Dames, nie net by julle nie, hoor. Glo julle vir my. Ek het al manne gehoor en staan en sê, ja, maar julle werk oortyd, word julle betaal by die duiwel vir hierdie skinder. Hulle praat asof hulle betaal word. Wat het die Heilige Gees kom doen? Hy het gekom om te oortuig van sonde. En wat moet hy doen? Van geregtigheid en oordeel. Dis hoekom hy is. Vers 9. Hy oordeel van sonde omdat hulle in my nie glo nie. Ek ken die Here, ek weet van hom, ek gaan kerk toe, ek's lief vir hom, ek dans, ek trek my skoene uit, ek huppel voor die Here in my binnekamer, ek sit 'n doekie oor my kop, ek gaan kniel voor die Here, maar buitekant leef ek dit nie. Buitekant leef ek dit nie. Ek sê ek het die Here lief, maar kan nie eers een in die kerk langs my lief hê nie. Wat se gees het jy nie? Kyk toe die pastore in die kerk kom, hulle maak so, as daar nuwe pastore in die dorp kom en hardloop almal na daai kerk toe. Julle het al gesien, almal gaan nou soen toe. Ons wil hom gaan ontmoet, ons wil nou 'n lidmaat word. Kyk tot hy nou iets gesê het wat hulle nie van hou nie, dan hardloop hulle weer weg. Dan sê dan maar weer, ons gaan weer terug daar by Oudie, daar by Neomati. Hy is, ek soek nie jou aandag nie asseblief man. Ek soek niemand se aandag nie. Ek het hierdie week vir Wilmarie gesê, kom ons bid en vra Here, maak ons los van mense. Here, skud asseblief daai vrot aardappelsakke net van my skouers af. Ek wil nie met vrot skille loop nie. Ek wil nie, ek wil loop met Jesus man. Ek soek mense wat saam met my Jesus wil dien. Ek soek mense wat sê, ek gaan opstaan, ek gaan nie bly lê nie. Ek soek mense wat sê, I want to be a better person, not the worst that I can ever be. Ek wil beter word, ek wil nie slegter word nie. Sê bietjie die Heilige Gees kom oortuig my van sonde.
En hy gaan ons oordeel van die sonde. Ons sê ons ken die Here, maar ons glo nie in hom nie. Kyk, jy glo ons uit in die Here, as jy wag 'n wonderwerk moet gebeur. Iets moet nou gebeur, dan glo jy in Jesus. Sjoe. Wat is die volgende rede? Geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie sal sien nie. Sê, hoekom het jy die Heilige Gees? Geregtigheid. Hoekom wil julle net in onreg die heeltyd leef teenoor ander? As ek nou sê julle, asseblief, ek praat met my ook, hoor, ek praat nie disrespekvol teenoor die kerk nie. Hoe is dit dat ons in ongeregtigheid met mekaar wil wandel, maar ons sê ons het die Gees van God in ons? Hoe is dit? Die woord van die Here sê, van oordeel omdat die owerste van die wêreld geoordeel is, die Heilige Gees het gekom, maar wanneer die Heilige Gees gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie. Maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Het jy geweet in Johannes sê die Here in Johannes 15, hy noem hy sy vriend, en slegs aan sy vriende sal hy openbarings gee. Die toekomstige dinge sal 'n revelation wees wat God vir jou oopmaak. Soos by my in die busie gister, 'n revelation. Toe besef ek, revelation, sterk spiere. Dis net 'n grapjie as ek dit sê, ek wil net vir julle iets oopbreek, hoor. Dis regtig nie so erg gewees nie. Ek terg hulle net, hulle is hier vanoggend. 'n Revelation is wanneer God iets vir jou openbaar wat jy nie verstaan of gesien het nie. En dan kom hy in die volgende, en hy sê in Hebreërs 12 vers 6, want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Wat is tugtig? Julle moet bid vir hierdie vrou, hoor. Want die Here tugtig hom wat hy lief het. As jy die Gees van die Here het, en jy voel jy gaan bietjie deur louter, hou op kla oor die louteringsproses, sê Here, dankie vir die slegte dinge wat my pad langs kom, ek moet leer om op te staan te veg, want Jesus alleen is waardig om geaanbid te word in goeie en slegte tye. As ek die Gees van God in my het, hardloop ek nie van my probleme af weg nie. Ek face my trouble times. In Habakuk, ek wil 'n bietjie kom preek oor Habakuk. In Habakuk leer dit my dat elkeen van ons is nie gevrywaar van probleme nie. Nie een persoon wat hier sit kan sê, jy's gevrywaar nie. Niemand nie. Ook hier pastorie. En ek kom gisteraan by die huis, hoe lekker. Hierdie vrouens het gekuier in die bus, dat die bus wil net nie wegkom nie. Ons kom by die huis, ek kom by die huis laat. Ek sit weer en ek sê, Here, ek werk so deur my preek, en ek wil so deur die aanddiens gaan, se goede net stil raak voor die Here. Hier het ek 'n breakdown, aan die kant Bloemfontein, hier ry ons. My oë wil nie oop nie, my vrou ry saam, daarom sy bestuur halfway, ek slaap al halfway in die oggenduur. Ek sê, laat ons net daai gebarste tyres gaan uitsorteer gehou. Ry, gaan sorteer dit uit, kom terug. Vanoggend skrik ek, iemand bel my. Hulle bel my wakker. My foon lê langs my, ek kom nie op nie, ek kry nie gefokus nie, my liggaam is moeg, ek is moeg. Ek hoor nie 'n woord wat hierdie ou sê nie, ek sê net, ja, wat nou? Wat sê jy? Ek het nie gehoor nie. Dan hoor ek nog steeds en hy herhaal dit 4 keer. Dit het ek gehoor in my kop. 1, 2, 3, 4. Begin na 5 bel jy my wakker. Dis Sondag, 5 uur moet ek eintlik stilte tyd met die Here. Ek kon nie vanoggend opkom en ek kom amper 3 uur by die, ek is nou 'n bietjie moeg. En toe hy klaar gepraat het, is die foon al af toe ek weer wakker word. So ek sal hom na die diens bel en sê my kollega, ek is sorry man, dinge was maar moeilik. Ek dink hy's nou kwaad. In tye soos die wanneer jy met iemand praat en hulle slaap, nie kwaad word nie. Wees lief vir daai persoon. Dank die Here dat ek selfs probleme op 'n Saterdag en Sondagoggend kan hê om te gaan uitsort. Hou op kla oor jou omstandighede.
Sê dankie Here dat ek dit nog kon doen. Sê dankie Here vir wat ek het. Hy skoonmaak van jou wat jou so naar maak. Dankie Here vir daai bordjie slaai in my lewe. Maar sy kom krap net my slaai om. Dankie vir haar Here. Dankie vir die probleme en die goeie tye. Hou klaar. Tegen weer die Here gaan jy maar bietjie tigtig met daai skoonmaak van jou ook. Ek het my swaars jammer gekry, maar laat ons nie nou daar gaan nie. Had 'n moeilike skoonmaak het kry. Here, elkeen trou te sê ek vir hulle, julle moet nou net weet, kerk, kom ons gaan loop een kant toe. Ja, ek was stout geweest. As ek vir hulle kom hoor geweet. Julle weet as sy jou trou sy jou, nie jou familie nie. Maar as jy hierdie libbetjies trou hierdie familie. Die eerste probleem wat jy op jou skinkbord kry, is haar ma. Sy gaan vir jou op jou toon hou. Hulle het my nie geglo nie. Vandag is hulle baie lief vir haar. Want dis die dogters, soos hulle ma. Hulle hou hulle eie mans op hulle tone. Wees dankbaar vir die vrou wat jy het, meneer. Wees dankbaar vir die man wat jy het, mevrou. Die Gees van die Here weet wat se deksel na die pot toe moet gaan. Sê ek vandag, ek het 'n swaar en ek is so lief vir hom. Ek gaan nie sy naam noem nie. Toe hy die Here in sy huis vind. Hy het eendag na my preek geluister en ek het gepraat oor sterk drank en hy het daai goed uitgegooi. Hy was moeilik, hy het nie sommer met enige iemand gepraat nie. Absoluut nie. Maar toe hy luister, kom hy by die huis en sy vrou en sy kinders het al sê, wat gaan aan met jou? Jy het nie gehoor wat hierdie man sê nie. Jy het nie gehoor. Dis jou ma se kind. Uit is die bordels, weg is alles. Gee sy hart vir die Here. Die Here tigtig hom wie hy lief het. Hy het jou nie jou skoonmaak gegee om jou te tigtig nie, broer. Hy het jou skoonmaak gegee om jou bietjie op jou tone te kry. Jy sien, ons wil altyd die sleg, ek gee net voorbeelde vanmôre. Vrouens, ek haal julle regtig nie uit nie, hoor. Ek maak dit 'n ou. Mense wil nie ligsinnige goedjies maak nie. Miskien is ek verkeerd. Hierso is dit wat ek vir jou wil sê. God gaan iemand op jou pad stuur wat jou gaan toets en jou gaan wil regryk. Hou op kla wie God op jou pad stuur. En jy geweet die Here gaan growwe diamante stuur. Jy sien dit die grofheid en die krake en die barste en die stikkend en die seer. Dis juist daai persoon wat God stuur, dat jy deur sy Gees in jou met daardie persoon kan werk wat vir jou 'n probleem is. God kan jou gebruik as 'n diamant om 'n growwe diamant te slyp, om iets moois van daai persoon te maak. Romeine 8 vers 6 vers 10, 14 en 16 sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Sien in elke slegte omstandighede die goedheid wat eintlik daarin kom. Hou op net die lelik sien, dan sê die woord van die Here, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. Ek het die lewe van God in my. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons wat is van die Here? Kinders van God is. En dan sê hy, ons ontvang die Gees van aanneming tot kinders van God, deur wie ons roep, Abba Vader. Vir die manne en die vrouens wat sê, weet jy wat, ek weet nie om 'n verhouding met my pa te hê nie, want ons het nie 'n verhouding gehad nie. My ma is baie lief vir my ma, kyk ek en my ma, jy dalk misgekyk wat in jou pappa se lewe gebeur het, waar jy 'n verskil in sy lewe kon maak. Ek wil hierdie met jou deel vanmôre. As jy voel, die wêreld het jou verlaat, God het jou nooit verlaat nie. Jy's aangeneem deur Jesus Christus. Die feit dat hy 'n boek het met jou naam daarin, sê jy is 'n kind van God. Kan ons 'n amen in die huis van die Here kry? Weet julle ouetjies wat? Weet julle wat? Ons fokus so op die slegte. Kom agter elke slegte persoon is iets goed.
agter elke hierdie mense wat jy raakloop met 'n harde hart, daar is iets goeds in daardie persoon. Jy sien net die hart uit, jy het nog nie eers gedelf om by die mooiheid van die hart te kom nie. Jy het nog nie eers moeite gedoen nie. En die eerste ding wat ons kan doen is judge daardie persoon, breek daardie persoon. Waar is die gees van die Here in my en jou? As mense wat my kwaad maak, mense wat dinge sê en doen, en dan stem ek nie saam nie, want die woord leer my anderste, maar dan besef ek ook na die tyd, Here, ek is jammer, vergewe my, ek het nou opgevoeter, ek moes doen wat U sê. Rita, sal jy vir my iets kom speel asseblief? Wanneer word jy 'n erfgenaam genoem van God? Wie wil 'n kans vat? Wanneer word jy 'n erfgenaam van God genoem? Ons almal sê ons is kinders van God, maar ons is nie, Johan. Is wanneer ek die Heilige Gees ontvang het. Daar's mense wat met altaarkollings hulle harte vir die Here gee, dan gaan hulle daar by daai hekke uit. Maandag, Dinsdag, Woensdag is klein Saterdag, dan gaan hulle maar aan. Ek weet nie of ek dit moet sê nie, maar ek voel ek moet dit sê. Mense is in toksiek verhoudings, want die Gees van die Here praat hard binne in hierdie kerk. En hy waarsku. Dan gaan hulle eerder na 'n ander kerk toe, want die woord maak seer en dit brand hier binnekant, want ek is bang, ek word gevang. Of ek is bang, dit word uitgewys deur die Heilige Gees. Maar jy maak 'n fout, dit was lankal uitgewys, ons probeer met jou werk en praat, maar jy hoor steeds nie. So jy gaan soek die maklike uitweg. Ons sing vir 15 minute, ons luister na 'n halfuur preek en ek kry geen lering nie, ek stap weg. Ons sit 'n man en 'n vrou eendag by ons, hulle sê, pastoor, ek het nog nooit so baie teksverse in my lewe gehoor in 'n preek nie. Ek sê, my vriend, ek gaan die Bybel vir jou gooi as ek kan, want dit gaan oor die lering van die Here. Party sal sê, moenie so baie teksverse gee nie, praat oor die ding, ek praat oor 'n topik wat al die teksverse, dan is daar nog meer wat ek kan gee. Ons wil so tydgebonde wees, ons kom nie by die Gees van God uit nie. Ons wil eerder dink aan vandag, ek moet gaan, want Incredible Connection maak toe nou. Shoprite, ons moet gaan, daai mense gaan Chila, jy moes dit gister gesort het. Pastoor, jy sal nie glo nie, ek was saam met daai klomp vrouens in die bus daar gewees, ek kon nie gaan nie. Ok, vra die pastoor, toe jy in die bus gesit het, kan ons gaan stop by Shoprite. Jy sien, ons het altyd probleme, ons het altyd verskonings, maar ons verstaan nie waar is die Gees van die Here nie. As hy in jou 'n woning maak, beteken jy tyd vir hom gemaak. Jesus is lief vir julle elkeen wat hier sit. Hy het sy Gees vir jou gegee, want hy's lief vir jou. Jy's kosbaar, jy's spesiaal. Jy's nie spesiaal oor die wonders en tekens nie. Jy's spesiaal, want hy's lief vir jou. Romeine 8:17 sê, deur hierdie Heilige Gees in my woning te maak, word ek 'n erfgenaam van God genoem. Psalm 139 vers 23 sê, hier's die ding van die vrug van die Gees. Hou hom net daar, hou die vrug van die Gees daar vir my, ekskuus daar nie. Hier's die ding van die vrug van die Gees. Ons wil sê ons het liefde, die wêreld kan nie lief hê nie. Elke dronk ou wat oor jou skouer hang en sê ek is lief vir jou, hy is nie lief vir jou nie. Kan ek jou dit beloof? Van die dag as jy jou hart vir die Here gee, waar is hy met sy liefde? Hulle is weg. Hulle kan nie liefde, Satan is 'n leienaar, hy kan nie liefde toon nie. En dis wat gebeur, ons praat van blydskap. As jy die Gees van God in jou het, hoe is dit dat jy so morbiedig is elke dag? Ek wil dit regtig aan jou openbaar, jy sê jy die Gees, maar jy bly morbiedig. Dis nie blydskap om te sien hoe kan ek iemand se lewe verwoes nie. Jy is besig met verwoesting, nie met blydskap nie. En dan kom hy in vrede. Wat 'n vrede? Ek het vrede as ek die Gees van God in my het. Ek het nie bekommernis nie. Ek worry nie oor die dag van môre nie. Matteus sê elke dag het sy eie bekommernis. Wat help dit om loop met vrede? Wat moet gebeur, moet gebeur. Wat is. Jy's nou nie een of ander mechanic wat die Gees kan tune nie. Laat die Gees jou tune. En dan kom hy en dan praat hy van, kyk jy so, ons soek lankmoedigheid. Lankmoedigheid.
Manne, is jy maar bietjie ongeduldig as die vrou en kinders bietjie lank vat? Meep, meep. Ek het dit een keer gedoen met 'n meisie, hier kom haar pa uit. So, dit is nie eens 'n houtlepel nie, daar is 'n braaitang of 'n ding wat hy sal my doodgekrap het met daai ding. En blaas jy weer vir my Mexican hoeter? Ek blaas eers vir haar ma hoeter nie, my oor rek so groot. Ek keer net vir my, ek is 'n sportsfort, ek het 'n Ford gery wat sportief was. Hy het sulke kuite gehad van agter af. Al wat ek keer, moet my bonnet. Sorry, my bonnet. Lankmoedig. Ons kan net nie met iemand lankmoedig wees nie, ons wil hulle druk. Laat die gees van die Here hom druk. Lei jy hom net, laat die gees van die Here hom druk. Dan praat ons van vriendelikheid. Dis as jy in die kerke kom, lyk almal so moerbiedig. Kyk hierso, het jy geweet, nee, jy mag my, lyk my by die skole, mag jy nie meer spring en dans vir die Here nie. Foei tog. Ek is nie daar om kinders en mense te impress nie, ek is daar om die Here se naam groot te maak, man. Ek is nie daar om vir jou ringe, rousie, pakke full of posies te... Ek is nie daar om jou te leer, wat is daai liedjie wat hulle gesing het, hang 'n blikkie om jou nek, spring oor die hek en breek jou nek, en sê vir my, wat is die ding? Jou klikkie back, ek wil nie sulke liedjies nie, Willie, Wally, ek wil jou nie daai goed leer nie, ek wil jou van Jesus leer, ek wil jou leer wat die woord sê is, dat jou liggaam 'n welgevallige offer is, om Jesus te aanbid. Die een stry, hierdie kerk het jonger mense, die een stry, hierdie kerk het baie jong mense, hierdie een stry, hier is ou mense. Wat se ou mense? Ek is nie oud nie. Ek is 45. Dat het lyk of ek op die grondpad geloop het, maar ek het daai Christiana pad gery, daai wit pad. Die klippe, hy sink. Is al die rook wat ek so uitgeblaas het, wat my bietjie plooie gegee het, toe ek gerook het as jong man. Kan ek jou iets sê? Ek is nie vir 'n show vir mense nie, ek is wie ek is. As jy jou skaam vir die Here, ek skaam my nie. As jy wil stil gaan sit in 'n kerk iewers en jy wil jou dood verveel en jy weet nie wat daar aangaan nie, is jou saak. Ek het vir jou nuus. In die hemel is joy, my maat. In die hemel, in die hemel gaan ek op Michael spring. Gaan sê ek en Eppa my Michael, ons is op pad om by die proteïenboom te gaan biltong pluk. Vat my. Ek gaan hom bespring, ek gaan hom sommer sien op sy wang. Die heilige kus, man. Kyk, ons glo die hemel is nog so stil en stemmig, tot die engeltjies, jy mag nie eens hulle vlerke hoor flap nie. Dis nie die gees wie ek in my het nie, hy is vreugde. Hy is blydskap. En vra as ek jou raak, ek sommer mal kan bly, man. Ek soen jou sommer aan die diskant van jou regterlip. En ek noem dit 'n heilige kus. Johnny, as ek jou sien, raak ek opgewonde. Ek druk jou nie verniet nie. Nee, moenie jy worry nie. Alles is oké. Ek is lief vir jou. Met die liefde van die Here, ek skaam my nie vir die gees wat in my woon nie. Die woord van die Here sê, jy weet, ons soek goeders, daar's dinge wat ons sê, Here, hier is ek, gebruik my. Grootste fout in jou lewe. Plaas jy begin eers bid en sê, Here, deurgrond my en toets my. Dis makliker om te bid en te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Here, asseblief, maak van my gebruik. Plaas jy gaan eers en sê, Here, deurgrond my. Dis maklik om bruikbaar te word, maar dis nie maklik om deurgrond te wil word nie. Dis die grootste fout wat ons maak is, Here, eerste ding is deurgrond my en toets my hart. Toets my binneste. Dan stuur my en gebruik my. Ek gaan dit weer sê, kerke wil dit nie hoor nie. Mense bel en sê hulle, hoe's daai kerk daar aan die kant jou? Hoe's daai kerk? Hoe's daai kerk? Pastoor, hoe's daai kerk? Nee, my bediening is maar anders, jong. Ek moet gaan bedien. Jy moet twee dinge doen. Jy moet niks gaan bedien nou nie. Jy moet nou eers gaan ontvang
eers deur grond te getoets word deur die Here, en die pad wat jy dan loop, dan gaan hy vir jou die deur oopmaak. Het julle al gesien in die kerk, ek maak nie sommer 'n deur oop nie. Het julle al gesien? Len, het jy al gesien? Ek maak nie sommer die deur oop nie. Mense kom, hulle die gawe, hulle kan dit doen, maar jy gaan eers daar sit tot die Here vir my sê, nou, ek gaan nie net oopmaak nie. Here, deurgrond my en toets my. Psalm kom Dawid, hy sê, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. God weet alles van jou. Alles. Baie keer wil ons bruikbaar wees, maar is jy bruikbaar met stikkend, of is jy bruikbaar wanneer hy jou deurgrond en jou getoets het, en jou gedagtes ken, en jou heel maak, en jou bruikbaar maak. Baie keer maak mense ons seer, en jy moet daai seer een kant sit, dat jy genees om bruikbaar te kan wees vir die Here. Ek wil iets met jou deel, luister. En kyk of daar by my 'n weg is van smart, sê bietjie smart. En lei my op die ewige weg. Jy gaan moet deurgrond word. Hou op om net, Lord use me, He will use you. Kom eers by die begin uit en sê, Here, deurgrond my. Soek binnekant my, of is daar nog iets wat nie reg is nie. Soek binnekant my, is daar 'n verandering wat moet plaasvind. Die woord van die Here praat van vriendelikheid, goedheid. Goedheid, hoe goed is jy teenoor iemand? Getrouheid, wat is getrouheid? Mense kan so lieg. Dan moet 'n ding gebeur en hulle moet opdaag, dan daag hulle nie op nie. Dan sal hulle sê, nee, ek gaan dit nie maak nie, verskoon my vanaand. Dan sê die Gees van die Here vir my, maar voor jy ry gou daarom, ek wil jou iets wys. Ry hulle binnekant by vas met 'n roomys in die hand, hulle was uit nie lus om die Here te dien nie, ons gaan nou huis toe. En jy noem dit leierskappe. Jy noem dit mense wat jy moet vertrou, maar hulle kan nie eers met getrouheid en eerlikheid praat nie. Wat se gees is dan in jou? Wat noem jy iemand wat lieg? Julle het dit gesê, ek het dit nie gesê nie. As ek eerlik moet wees, moet ek kan eerlik 'n verskoning maak en by my verskoning kan staan. Hoekom het jy nie kerk toe gekom nie? Pastoor, dit gaan maar rof by my, is besig. Wat is besig? Pastoor, nee, ek is bietjie moeg. Weet jy, pastoor, ek is net gaaivol vir die lewe. Is dit die regte woord gewees? Gaaivol. Ek het nie gevloek nie, ek het dit mooi gesê. Gaaivol. As 'n gaaivol, is dit beter. As 'n gaaivol. Ek is as 'n gaaivol, pastoor. Is dit die Afrikaanse woord, 'n skeelvol? Kyk. Een vrou sê die week vir my, sy sê, pastoor, jy maak baie dom grappies, jy moet nie grappies maak nie. Ek sê, prys die Here vir jou eerlikheid. Partykeer weerspreek ek my. Weet julle wat gebeur met pastoor Dion? Hy speel eendag en hy bedien Engelse kerk. En jou snaar is 'n EBAGDE. En daar by die G gaan jy mos nou sê, nie 'n G snaar nie, in Engels is dit 'n G-string. Hy staan en speel en hy sê, my G-string just break. Sy vrou staan met haar hande, maar dit is mos nie, jy het nie gesê het hier. Hy sê, hoe moet ek anders in Engels? Praat ek reg, dis in Engels. Hy is so gelag, ek het my soos 'n paapie, ek het by 'n kokon gesit, soos ek ongelag het. Partykeer sê predikers, maar goed dan nie. Daai oom daar agter, ek is so lief vir daai oom as hy vir die Here dans. So lief. Ek maak die dag in die kerk 'n fout, want hy's altyd trek hy sy skoene uit, want hy staan in heiligheid voor die Here. Hy staan daar. En ek sê 'n woord, en ek het nooit geweet wat beteken die woord nie. En ek is so opgewonde dan as ek kom aan die kar. Ja, Caroline en Andrea. Daddy, weet julle wat beteken hierdie woord? Ek sê, ek weet ek het gehoor julle jonges noem dit, maar okay, wat het so ek sal nie weer nie. Lukas 9:23 is naby my einde. Hy sê vir almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Getrouheid. Hoe getrou is jy om God te volg? Hoe getrou is jy om hom te dien? Wat is verskoon? Hulle het vir my gesê, hulle is nie lus vir die kerk nie, hulle gaan huis toe. Nee, ek speel, hulle moet ry, hulle het met my gereël. Moet julle nie aan hulle steur nie, hulle is kinders van die Here, hulle is bekeer. Sagmoedigheid, selfbeheersing. Hoe sagmoedig, wat se goed snou ons mekaar in die kerke toe?
Hoe sê jy iets leliks vir iemand? In die huis van die Here. Hoe judge jy iemand? Maar jy gesien jou eie lewe is nie perfek nie. Sê bietjie verloon jouself. Tel op jou kruis en volg die Here. Daar's 'n slegte ding wat so gebeur is. Ek het vanoggend vir die voorsangers gesê, ek gee nie om wat se lied jy kom sing in Afrikaans of Engels nie. Ons moet nou Sotho begin leer sing, okay? En een suster sê, ek sal jou Zulu leer. Wie was dit wat dit gesê het? Ek kan nie eens onthou nie. She will teach me Zulu. Ek sê, prys die Here. Ons is so gekieskeurig, terwyl Kolossense sê en sing geestelike liedere. Hy het nie gesê dit moet net Afrikaans wees nie. Hy het nie gesê dit moet net Engels wees nie. Hou klaar. Ons klaar met die witbrood onder die arm, dien die Here. As jy dan die gees van die Here in jou het, hoe is dit dat jou werke en jou optredes anders te getuig? Jy kan skrif gee, jy kan quoteer, jy kan al hierdie dinge doen, maar as jou vrugte dit nie getuig nie, praat ek nie met jou saam nie. Ek kan nie met jou saamstem nie. Jou optrede gee jou heeltemal weg teenoor die vrug van die Here. Ek wil afsluit, Kolossense 3 vers 12 tot 14. Beklee julle as uitverkorene van God, as heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierendheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Verdra mekaar, julle ken dit, en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. As jy die gees van die Here in jou het, moet jy weet, hy het gekom om jou te oortuig van jou sonde. En as jy nie daarvan hou, as iemand jou oor jou vingers tik met vermaning nie, is daar fout by jou. Jy kan nie die wêreld wil vermaan, maar jy kan nie die vermaning vat nie, dan is die gees van die Here definitief nie in jou nie. Jy kan nie hierdie lied verdra nie, want ons sing 'n ander taal, daar's fout, daar is fout. Jou optrede regverdig nie, die vrug van die gees nie. Sê vir een langs jou, sê, ek wil nie jou choppie wees om te doen wat jy wil hê nie. Ek wil doen wat bietjie abnormaal is vir jou. Want ek beloof jou, niks van die gees van die Here is normaal vir mense in vandag se tyd nie. Dis vir hulle abnormaal. Ek wil die abnormale doen. Ek wil nie meer die gewone doen nie. Ek wil die abnormale vir God doen. Kan ons amen kry? En dan sê hy die volgende. So moet julle ook doen, is om te vergewe. Beklee julle bo dit alles met liefde wat die band van die volmaaktheid is. Sê bietjie liefde. En laat die vrede van God, waartoe julle in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Een liggaam. Hoe is dit dat een liggaam elke keer iemand is wat sê, ek is lief vir jou, maar die vreugde of die vrugte van die gees getuig nie wat hulle sê nie. Ons leef in 'n tyd waar mense praat met hulle monde, maar hulle lewenstyl en standaard getuig nie dit wat hulle sê nie. Dit bekommer my, dit breek my. Ons het 'n goue reël in ons huis, en kyk, daai Karlien, sy kan jou vinnig reg help. Dan sal ek nou iets gesê het, of ek het gepreek, en dan sal iets nou gebeur het, dan besef ek, hoorie, ek preek vir myself ook hier agter hierdie preekstoel. Ek het eendag gepreek by 'n kerk, want ek sit die mikrofoon neer, ek huil. Ek het nooit geweet, ek het hierdie swakheid in my van dit nie. Dag, sit ek die mic, ek sê julle moet my verskoon, ek's by 'n ander kerk, ek preek. Hulle ken my nie, ek sê vergewe my, ek gaan net my mikrofoon neersit. Ek huil voor die Here, want die Heilige Gees het vandag aan my, ek moes in 'n ander provinsie gaan preek, om oortuig te word van my sonde. Ek het dit nooit raak gesien nie, nooit, hoorie, maar ek sit met dit, ek preek hierdie goeters. Die derde keer wat ek so boodskap, daai selfde woorde gebruik, wys die Gees van die Here vir my, maar jy staan skuldig. Dit het my gevang. Het jy al met jou kinders geraas, dan kom jy agter, jy raas eintlik met jouself. Het dit al met julle gebeur, dat ek het 'n bietjie kan normaal voel, praat ek waar? Sê bietjie dankbaar. Sê, wees dankbaar vir wat jy het. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in wat? Alle wysheid. Leer en vermaan mekaar, met wat? Psalms, lofsange, geestelike liedere. Staan dit in jou Bybel nie? Ag, het iemand 'n Engelse Bybel vir my hierso?
Laat ek net vir al die Afrikaans sprekendes wys, julle het dieselfde woorde as ons, asseblief. Iemand 'n Engelse, Kolossense 3, vers 16. Prys die Here. Ek wil net graag vir die wêreld wys dat almal van ons, almal van ons dien een Here. Sê bietjie prys die Here. Hoe is dit dat 'n kerk net sekere mense moet hê? Ek verstaan dit nie. Julle moet my regtig uit my hart uit reg help. As ek verkeerd is, sal ek regtig verskoning vra, maar ek kan nie dit doen nie. Sê net bietjie prys die Here asseblief. Kom voel as my jou Bybel is in Engels. Kolossense 3, bring gou vir my asseblief. En ek gaan niks hier kan lees nie. My oë is, en so as jou skrif bietjie groot. My arms is nog lank genoeg. Ok, ek wil hê jy moet dit lees. Ek het nou nie my bril aan nie. Ek het oornag bietjie sig verloor. Is reg? Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Spiritual songs. Hoe is dit dat sommige van ons wil kies wat ons wil sing? Ek voel ek moet dit net noem vanmôre. As ons in Afrikaans is ons hande hier bo soos palmtakke, as ons Engels toe gaan is ons upset. Ons kwaad. Ek gaan reguit praat. Ek gee nie om nie. Ek is moeg om te gee hoe mense se harte voel. Ek wil eerder omgee hoe God se hart voel. Ek is moeg dat mense wil omgee oor alles moet om hulle draai. Dit draai nie om jou nie, dit draai om Jesus. Jy wil gebruik word, maar jy kan nie eens jou hande swaai in 'n Engelse lied nie, man. Jy laat daai Engelse mense voel of hulle niks is nie. Jy kan nie dit doen nie. Ek vra regtig uit my hart uit. Sing vir die volgende 6 maande net Engels asseblief. Laat die Here tog sif, laat ons klaar maak met hierdie dinge. Ek kan nie met skynheiligheid staan nie. Volgende maand, Kosa. Wat is daai ou wat Kosa sing, 'n Afrikaanse ou? Tel vir Dousie laat ek kom sing. Ry harties toe gaan haal hom. Sê vir my ons soek gou Kosa hierso. Toe sê ek 'n bietjie. Dis vir almal die koninkryk, man. Mense hoef nie van my te hou nie. Kan ek hierdie kerk vra? Ek gaan regtig afsluit. Wys na my 'n vinger. Sê pastoor. Ek hou nie van jou nie. Dan het ons dit nou uitgesort. Wys jou vinger na my. Sê pastoor. Ek hou van die waarheid van die evangelie wat die Gees van God sê en sy woord en dis waarop ek staan en dis waarop ek glo in die naam van Jesus. Die woord van die Here praat van hypocrites. Hulle tree op soos hypocrites. Ek moes dit seker nie gesê het nie. Mense gaan my nou gooi met klippe. Gefeinstes, skynheiliges. Kry die Gees van die Here in jou hart, dan het jy die vrug van die Gees, en dit maak nie saak wat nie, but I worship the Most High. Pastoor, ek verstaan nie wat ek sing nie, ek verstaan nie wat jy lees nie. Ons gaan bedien eendag, as ons daar's klomp gekleurde mense, verskillende rasse. Hier's wat ek doen as ons 'n lied kry. Ons kry mense wat dit vir my vertaal. Ek het baie wit Afrikaanse mense wat Sotho praat beter as wat party hulle eie tale praat. Ek het Sotho mense in my lewe wat my eie moederstaal hoë Afrikaans praat wat ek nie eers ken daai woord. Waar kom jy daai woord? Ek het geleer in die skool. Kom ek wys jou wat beteken dit. Een het 'n Afrikaanse boek uit, bring hom eendag kerk toe. Hy haal net so dik groen Afrikaanse boek uit. Hy vertel vir my, hier staan dit in jou Afrikaanse boek. Ek sê, my liewe land, ek het nie geleer op skool nie. Ons wil judge. Breek oop en kyk wat jy sing. Ek sing nie enige ding nie. Ek luister nie enige preek nie. Ek's versigtig. Dis nie reg nie, al daai ding.
Want ek weet ek gaan voor God staan. Kan ek julle vra, kom ons breek daai self-center, daai van eie ek, me, myself and what I want and what I want to do, and I go to I go, you go to I go, we all go to, ek weet nie daar toe nie. Kan ek jou vra, kom by God uit, laat die Gees van God woning maak binne jou, en dan's die vrugte van die Gees. Ons gaan bid, dat die Here oor mense sal kom. Teen Woensdag aand moet ons die klimaks bereik. Die eerste ding wat jy soek as die Gees van die Here in jou kom, is die vrug van die Gees, want dis die teken van die bekering wat by jou moet pas. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie dat ek vanoggend kon bid en kon woord bring. Die reddende genade van God het aan ons almal eens verskyn. Here, U sê dit in Titus 2. U reddende genade het ons almal kom verheerlik. U reddende genade het ons almal 'n kans gegee. En ek vra vergewe ons omdat ons hardkoppig is en hardnekkig is. En dat ons die uitstorting van die Heilige Gees nie meer verstaan wat die werking van die Gees van God is nie. Mag ons in hierdie week 'n klimaks bereik. My gebed is dat mense vanaand se kerkdiens sal bywoon, maandag aand, dinsdag en woensdag aand, en dat U iets groot sal doen vir elkeen wat hier is my gebed in Jesus naam. Amen.